Ons sal deur die gedeelte van die boodskap sal ons ook 'n paar hier en daar 'n paar skrifgedeeltes lees, maar grootendeels sal ek dit nie naslaan nie om 'n bietjie tyd te bespaar, anders te gaan die tyd ons ongelukkig inhaal. Terwyl ons die woord van die Here daar oop het, ons buig ons hoofde en ons vra die Here se seën op sy woord. Hemelse Vader, o Here, u woord sê dat die opening van u woord bring lig. En Here, daarom dank ons u ook in hierdie aand vir die lig wat inskyn in ons harte in ons verstand in, Here. Here, vir die lig wat in ons inskyn sodat dit weer kan uitstraal en na buitekant toe kan skyn, Here, dat ons so skynende ligte deur hierdie wêreld kan wandel. O Here, open ons hart en verstand, my God, dat daardie woord kan inskyn. Here, dat dit blywend kan wees binne in ons. Vader, dat ons onsself daaraan kan meet. Here, dat ons nie iemand anderster gaan soek waaraan ons dit kan ophang of aan wie ons kan gaan meet daarmee nie. Maar Here, dat ons by onsself sal begin. Here, want ons sien dat oestyd is op hande, Here. Oestyd is hier, Vader, wanneer daar verslag gegee sal moet word. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Vader, maar dan wil ek ook vir u dankie sê, Here, dat u die bose in hierdie aand van ons weer, my God. En Satan, of jou naam dan nou dwalende gedagtes is, of vaak is, of deur mekaar raak is, Satan, ons bestraf jou in die naam van Jesus Christus, die naam wat bokant elke naam is. Here, en ons dankie vir die oorwinning wat u vir ons gee. Here, dat hierdie diens van vanaand, hierdie dienste van die naweek, my God, Here, ook in die boek van die oorloë van die Here opgeskrywe sal wees, as nog 'n veldslag wat gewen is in die naam van Jesus Christus. En ons dank u daarvoor, Here. Amen. Prys die Here. Romeine 2, en ons lees vanaf die eerste vers. Daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, oordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel wat sulke dinge doen en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en die verdraagsaamheid en die lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerde hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Want wat elkeen sal vergeld na sy werke, aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie, want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word, omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet regverdig sal word. Want wanneer die heidene wat geen wet het nie van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. In die dag, wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Kyk, jy dra die naam van Jood en steun op die wet en beroem jou op God. En jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word. En jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes, 'n lig vir die wat in duisternis is, 'n opvoeder van die verstandiges, 'n leermeester van die onervarenes, omdat jy die
beliggaming van die kennis van die waarheid in die wet het. Jy dan, wat in ander leer jy jouself nie? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy? Jy wat sê dat 'n mens nie oorspel mag pleeg nie, pleeg jy oorspel? Jy wat in afskuw van die afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Want die besnydenis is wel nuttig as jy die wet onderhou, maar as jy 'n oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. As die onbesnedene dan die verordeninge van die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis gereken word nie? En sal hy wat van nature onbesnede is en die wet volbring, jou nie oordeel wat ondanks letter en besnydenis 'n oortreder van die wet is nie? Want nie hy is 'n Jood wat in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart in die gees en nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Tot sover toe. As ons vandag kyk na die wêreldtoestand, na dit wat in die wêreld in beplanning is en wat maar oral gebeur, dan is daar 'n tydrooster saamgestel deur die mens in beplanningsskemas. Maar as ons in die woord van God gaan kyk, dan vind ons 'n baie akkurate tydrooster. Iets wat altyd haarfyn beplan en uitgewerk is. Toe God begin het die dag met die skepping, toe het hy elke dag iets geskape en hy het dit klaar gemaak daardie dag. Hy het nie heen en weer gehardloop, nou 'n bietjie van hierdie kant en dan weer 'n bietjie daardie kant nie. Hy het elke dag se taak het hy volbring en klaar gemaak. Hy het volmaakte beplanning gehad in alles wat hy gedoen het. Daar was orde in sy beplanning, want hy is 'n God van orde. Daar was orde in alles wat hy gedoen het. Elke ding het sy tyd gehad. Daar was 'n saak en 'n punt vir alles gewees. Soos ek gesê het, ek gaan baie skrifte aanhaal, maar ek gaan hulle nie lees nie. U kan dit later self gaan naslaan as u na die kaset wil luister, want dit gaan te veel tyd in beslag neem. In Markus 1 vers 15 lees ons dat die tyd is vervul. 'n Vervulling van die tyd, van die afspraak wat God gehad het om vervul te word. Op daardie stadium was die tyd vervul. Wat God van die begin af bepaal het, op daardie stadium moes dit gebeur. 'n Spesifieke ding, 'n spesifieke gebeurtenis, 'n spesifieke saak wat afgehandel moet word, waarvan die tyd in vervulling gekom het. Dit moes vervul word op daardie stadium. As ons gaan lees in Daniël 9 vers 24, dan sien ons dat God het 'n tydperk saamgestel van 70 sewetalle. Hy het 'n tydperk saamgestel. Dit moes binne daardie tydperk geskied. Op daardie datum, op daardie tydperk moet hierdie ding in vervulling kom wat hy daar vir ons van praat. Galasiërs 4 vers 4 praat van die volheid van die tyd wat gekom het toe God sy seun gestuur het. Dit moes op daardie volheid van daardie tyd gewees het, moes op daardie tyd stip gewees het, wat Jesus Christus aarde toe gekom het en vir ons sondes aan die kruis te kom sterwe. Want dit het in die volheid van die tyd gekom wat God vooraf beplan het, wat moet gebeur. Die volheid van die tyd het toe plaasgevind. Titus 1 vers 3 sê vir ons, dat op die regte tyd het God sy woord aan ons bekend gemaak. So maklik sê ons, ag, as ek die Here net vroeër begin dien het. Maar op die regte tyd het God gekom en sy woord aan u en aan my bekend gemaak. Ons wou dalk op die regte tyd toe God dit beplan het, nie gehoor gee daaraan nie. Maar ons het ons kans gehad op die tydstip wat God dit in beplanning voorgehad het. Prys die Here dat ons wel gehoor gegee het aan sy woord en hom wel beginne dien het. Deur sy genade dien ons hom vanaand nog steeds.
Maar op die regte tyd, sê die woord van God vir ons, het hy gekom en sy woord aan ons bekend gemaak. Hebreërs 9 vers 26 sê vir ons dat daar sal eenmaal 'n volëinding van die dae wees. Daar sal eenmaal 'n volëinding aan hierdie tye kom wat ons in lewe. 'n Einde aan die gedeelte wat ons nou belewe. So ook, my broer en suster, in ons lewens wat ons vandag in lewe, wat ons vandag op bewandel. Die regte tyd het God u en my pad langs gekom. Op die regte tyd het hy gekom en het ons uit 'n vertorsing uitgehelp. Op die regte tyd het hy gekom en het 'n ander man se sake so beskik dat hy ons pad moes langskom om ons te help. En op die regte tyd lei hy ook vir u om op die regte tydstip op die regte plek te wees, sodat u ook ander kan help. God het 'n volmaakte beplanning wat ons nie altyd raak sien nie. Hy het tydperke in ons lewens gestel. God het gekom in ons lewe en hy het vir ons 'n tydperk gestel. Dink aan die gelykenis van die boom wat onvrugbaar was, toe die tuinier sê, nee meneer, laat ek nog hierdie jaar om hom losmaak en omspit. Dalk maak hy volgende jaar goeie vrugte. Net so is daar in u en in my lewe perke aan alles wat ons moet bereik. God het vir ons in ons lewe ook 'n tydperk gestel wat ons in moet volbring, dit wat hy op ons pad gelê het. Anders tref dit dalk vir ons ook soos wat ons lees in daardie gelykenis van die boom. Kap hom af, want waarom maak hy die grond nog verder onvrugbaar? Net so het een en elkeen van ons 'n volmaakte plek in die tydrooster van die Here. U weet, die Bybel sê vir ons dat die engele is gretiglik om in te sien, om te kan besef wat dit is om verlossing te kan hê, om te besef wat dit is om vergifnis van sondes te kan hê. Die Bybel sê vir ons, die engele is begeeriglik om dit te kan insien, want hulle weet nie wat dit is nie, want hulle het nog nooit gesondig nie. Maar u en ek, ons het die vergifnis deur die bloed van Jesus Christus, wat ons kwytskel van ons sondeskuld. Ons kan jubel en juig voor die aangesig van die Here vir sy grootheid wat hy ons pad lank gebring het. Net so is daar ook met oestyd 'n spesifieke tydperk in die rooster van die Here. Oestyd is 'n spesifieke tydperk wat die Here bepaal het en opgeskrywe het in sy tydrooster wat op hierdie aarde besig is om uit te gaan. Maar om te kan oes, moes daar 'n stadium gewees het wat daar tog geplant gewees het. Om te kan oes, moet ons kan plant. Wat jy saai, sal jy maai. Wat ons ook net nou by sal kom. Daar was 'n tyd gewees wat daar geplant is. Net so was daar 'n tyd gewees wat daar in u en in my geplant is. En daar is 'n tyd wat daar geoes gaan word by ons. As ons gaan kyk in die tyd van Noag, waar saaityd en oestyd sy oorsprong gehad het, toe Noag uit die ark uitkom, toe sê die Here vir hom, toe hy ook die reënboog sien, toe sê die Here vir hom daar, van nou af sal somer en winter, saaityd en oestyd nooit ophou nie. Van toe af het saaityd begin en oestyd het ook sy plek gekry in die gebeurtenisse op hierdie aarde. Die Here het deur sy almag en deur sy groote wysheid gekom en hy het die mensdom uitgedelg wat in absolute sonde gelewe het. En dit sal u dalk laat glimlag, maar dit laat my so baie dink dat voordat God gekom het om weer die saad te kom plant op hierdie aarde, om te kan begin vrug dra, het hy eers gekom en met die watervloed eers kom onkruiddoder gooi. Hy het eers gekom en hy het al die onkruid kom uitroei en hy het weer skoon saad kom plant, behalwe vir die bietjie wat daar saam deurgekom het. Het God gekom, onkruiddoder gegooi en skoon saad geplant, laat hulle van vooraf kan aangaan. Oestyd en saaityd het begin by die eerste verdelging van die algemene verdelging van die sonde op aarde.
Oestyd gaan sy finale tydperk bereik met die tweede verdelging van die sonde op aarde. Met die finale vernietiging van sonde op aarde gaan die laaste oesdag aanbreek op hierdie aarde. Die dag wanneer die hele oes ingebring gaan word. Matteus 13 vers 39 sê vir ons, die oes is die volëinding van die wêreld. Die oes is die volëinding van die wêreld. Daardie dag wanneer al hierdie dinge gaan gebeur. Maar soos ons gesê het, dan moet eers geplant word voordat daar geoes kan word aan die einde. En om die einde te kan hê, moes daar ook 'n begin gewees het. Elke saak het sy spesifieke plek in die beraadsplan en in die patroon van die Here. My broer en suster, en ek wil hê dat u self in hierdie saak moet sien. Elke saak in u lewe het 'n spesifieke saak en 'n spesifieke rede hoekom dit gebeur. Daar gebeur nie net 'n ding doelloos nie. Ons broeder het getuig van sy motor wat gebreek het. Daar gebeur nie 'n ding doelloos nie. Elke saak het sy rede en elke saak het ook sy orde, as ons dit tog net wil raak sien. En daardie dag sê die woord van die Here, sal die engele kom en hy sal die slegtes van die goeie skei. Nou om daardie skeiding te kan bewerkstellig, moet daar noodgedwonge slegtes en goeies wees. Die woord van God sê vir ons, dat die engele sal kom en hulle sal die slegtes van die goeies skei. Matteus 24 sê vir ons, en ek wil hê jy moet daarop let, my broer en suster, hoe naby is hierdie oestyd al. Hy sê vir ons daar in Matteus 24, dat wanneer daar valse Christusse onder ons rondloop, dis dan wanneer die oestyd naby is. Hoeveel valse Christusse sien ons nie? 'n Jesus vir alle nasies, dat Jesus, ons koning, dat hy tot swart kon gewees het. Valse Christusse wat verkondig word, valse leerstellings wat uitgebring word, om soos wat die skrif sê, as dit ook moontlik was, slegs die uitverkorenes, selfs die uitverkorenes kon mislei het. Openbaring 14 vers 15 sê vir ons van die wonderlike plan van die Here, dat daar ook 'n bietjie van grasie sal wees. Hy sê daar vir ons dat die oes het oorryp geword. Die oes is nie net ryp nie, hy is oorryp. Ons is in daardie grasie tydperk al, my broer en suster, as ons na die dinge rondom ons kyk. Oestyd is soos wat ons almal weet, wat in die skool gewees het en nog op skool is, omtrent soos om te gaan eksamen skryf. Kom gee verslag van dit wat jy geleer het. Kom gee verslag van dit wat binne in jou gegroei het deur hierdie kwartaal of deur hierdie jaar tydvlak wat jy geleer het. Bring jou saad na vore wat jy ryp gemaak het in hierdie jaar. Hoeveel saad het ons bymekaar gemaak in die tydperk wat ons die Here dien? Daardie een korreltjie wat in ons geplant was, wat gegroei het en ontkiem het, hoeveel saad het dit na vore gebring in ons lewe? Gaan ons daardie saad kan lewer aan die maaiers die dag as die oes ingebring word? Oestyd, die dag wanneer ons moet verslag gee, kom so ook wanneer die Here ons pad langs kom, voordat hy kom in sy sigbare koms, my broer en suster. Wanneer hy ons kom haal, om saam met hom te wees. Maar daar is een saak wat baie duidelik deur die woord van God geleer word, my broer en suster, en dit is dat die hele oes ingebring sal word. Die hele oes sal geoes word. Die onkruid sal geoes word, en die goeie saad sal geoes word. Alles sal geoes word en bymekaar gesit word en bymekaar gemaak word. As ons boere vandag oes, ek glo nie hulle stuur hulle veel aan die onkruid nie. Hulle probeer hulle uitroei, ja, maar hulle gaan hulle nie bymekaar maak en een kant toe bring nie. Nee, maar daardie dag gaan die hele saad geoes word. Die goeie sowel as die slegte saad. Die woord van God sê, moenie dwaal nie.
God laat hom nie bespot nie. Wat jy saai, sal jy maai. Dit wat u en ek gesaai het op ons lewenspad, dit sal ons ook maai op ons lewenspad. Galasiërs 6 vers 8 sê dit vir ons. Hy sê, want hy wat in die vlees saai, sal ook in die vlees die verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. So maklik kla ons oor mense wat op ons tone trap, of wat 'n bietjie stoot en stamp teen ons. Maar dan vergeet ons so maklik, dat ons is dalk maar net besig om die saad te saai, saad te maai, wat ons gesaai het. Ander is net besig om op ons tone te trap, omdat ons op soveel ander se tone getrap het. Soos wat ons eendag die volle oes sal lewer aan ons koning, so sal jy ook maai op jou lewenspad op hierdie aarde, dit wat jy gesaai het. Wat jy saai, dit sal jy maai. As jy goeie goed saai in jou lewenspad, dan sal jy goeie goed maai op jou lewenspad. En die dag as ons voor die koning kom, die dag as ons 'n koning vir ons kom, en ons oes daarvoor om moet uitskit, wat ons, die saad wat ons gelewer het hier op hierdie aarde, dan sal ons ook maai dit wat ons gesaai het. Die hele oes sal ingebring word, in alle opsigte, ook dit in ons lewenswyse hier op aarde. My broer en suster, die woord van God sê vir ons, in Psalm 91 vers 11, dat God het sy engele opdrag gegee om te waak oor ons. God het sy engele gesê, die mensdom waak oor hulle, beskerm hulle, lei vir hulle, staan vir hulle by. Hebreërs sê vir ons, dat die engele is dienende geeste vir die wat die saligheid sal beerwe. God sê vir ons direk in sy woord, dat die engele is dienende geeste vir u en vir my, wat die saligheid sal beerwe. Kan jy saam met my stem as ek sê dat die engele het hulle werk tot nou toe baie goed gedoen? My broer en suster, as ek dink aan my eie lewe terug, plekke waar God vir my bewaar het, hoe hy vir my pad beskik het, tot waar ek vandag staan, deur sy groote genade, dan kan ek maar net sê, dat die engele het goeie werk gedoen, deur die genade van die Here. Maar my broer en suster, dit is waar die gevaar nie, maar wat ook die sekerheid van sal wees, daardie dag as wat die oes ingebring sal word, daar sal nie 'n gekonkel wees daardie dag nie. Die engele gaan weer hulle werk goed doen. Die engele gaan weer hulle werk absoluut goed doen. Hulle gaan die slegtes van die goeies skei, ook in daardie dag. Hulle gaan seker maak dat daar nie een van die goeie saad verlore sal gaan nie. Dit sal ingebring word in die skuur. Maar net so sal hulle ook seker maak dat die slegte saad uitgegooi word in die verbranding in, soos wat die woord van God vir ons leer. Ons ken almal 'n verkeerskaartjie. Daardie onwelkome strokie wat ons baie keer sommer oor die pos kry. Of ons kom by die motor en hier is hy teen die windskerm vasgeplak, bietjie te lank op die parkeerplek gestaan. Skuldig is ons dan skuldig. Maar wat iemand ken daar by die verkeersafdeling, of wie se oom daar werk, of wie se pa dalk daar is, of die een wat hier in my klas, met een van die kinders hier in my skoolklas, se pa is hoof van die verkeersafdeling, dan soos die Engelsman sê, dan gee ek vir hom die kaartjie, dan gaan squash hy hom vir my daarso. Dan gaan maak hy hom dood, hy gaan maak hom tot niet. Of hulle gaan sit die twee op mekaar en hulle verander die bedrag so bietjie, dat ek nie so baie hoef te betaal nie. My broer en suster, in daardie dag sal daar geen kaartjies wees wat vernietig gaan word nie. Daar sal geen kaartjies wees wat oorgeskryf sal word nie. In daardie dag sal die hele oes ingebring word, want die tyd sal in vervulling kom, wat God die opdrag sal gee, nou, bring in die oes, dat ons kyk wat word opgelewer. Job 4 vers 8 sê vir ons, die wat onreg ploeg en moeite saai, die maai dit.
Hy wat onreg ploeg en moeite saai, hy sal dit ook maai. Hy sal ook onreg saai, maai, en hy sal ook moeite maai. Hosea 8 vers 7 verdubbel dit 'n paar maal. Hy sê dat hulle saai die wind, maar hulle sal storms maai. Die storms in ons lewens, is dit as gevolg van ons eie toedoen, dat ons besig is om te maai dit wat ons gesaai het? By God is daar nie die aanneming van die persoon nie, my broer en suster. Romeine 2 vers 12. 2 vers 11. By God is daar nie die aanneming van die persoon nie. Hy kyk nie na hoe mooi jy is of hoe jonk jy is, wat hy vir jou gaan doen nie. As die goeie saad die dag geoes word, die dag wanneer die goeie saad ingebring word, gaan dit 'n wonderlike dag wees, my broer en suster. U weet, elke keer as ek daardie stukkie lees wat die Here Jesus sê, waar hy sê julle nie, dis nog 4 maande voor die oes nie, maar kyk, ek sê vir julle, hef julle oë op, en kyk, die lande is wit van die oes. Is dit nie wonderlik daar dat hy gesê het, kyk, die lande is bruin van die oes, of grys van die oes nie. Hy het gesê, die lande is wit van die oes. Is dit nie wonderlik nie, prys die Here. Maar ons sien ook daar in Psalm 126 vers 5, die wonderlike woorde, dat hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. Daardie dag is ons voor die koning staan, en daardie dag is ons oes inbring. Soos die Engelse liedjie sê, bringing in the sheaves, daardie dag is ons dit inbring voor ons koning. Daardie dag sal ons juig en jubel, vir al die trane wat ons gestort het in gebed hier op aarde. Vir al die trane wat ons gestort het oor die moeite wat ons aangedoen het om die woord van God te kan verkondig. Vir al die trane wat ons gestort het omdat ons so moeg geword het, omdat ons die werk van die Here gedoen het, in watter vorm ook al. Vir al die trane wat ons dalk gestort het, omdat ons gedink dat ons word te nagekom, omdat ons toch so streng groot gemaak word. Daardie dag sal al daardie trane omsit in 'n gejubel en 'n gejuig voor die aangesig van die Here. My broer en suster, Daniël 12 vers 3 sê vir ons, dat in daardie dag sal die verstandige, hy sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid gelei het, soos die sterre vir ewig en altoos. Daardie dag as ons voor ons koning staan, wanneer hy sal sê, bring in die oes. Maar dit is nie net van groot dinge wat die woord van God van praat nie. Hy praat ook van die kleinere dingetjies. Hy sê ook dat sou jy selfs 'n beker koue water vir iemand gee omdat hy 'n disipel is, dan sal jou loon sekerlik nie by jou verbygaan nie. Die minste en die kleinste dingetjie sal jy voor beloon word op die oesdag. Sal ons daardie dag die woorde hoor, mooi so goeie en getroue dienskneg? Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Kom, gaan in die vreugde van jou Heer. Weet ons werklik wat die Heer se vreugde is? Hy sê vir ons in sy woord, hy gee ons sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede wat ons hier op aarde het. My broer en suster, ons sal daardie dag besef hoe groot vrede kan wees. Die vreugde wat ons hier het, is nie eers 'n aanraking met die vreugde wat ons daardie dag sal hê, wanneer hy vir ons sê, kom in die vreugde van jou Heer. Nie in die vreugde van jou wat jy op die aarde gehad het of gesmaak het nie. Dit sal die Heer se vreugde wees. Dit sal in sy vreugde wees, wat ons daardie dag daar sal ingaan. Ons het gelees in Romeine 2 vers 10, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen. Heerlikheid en eer en vrede vir elke een wat goed doen. Ons kan self by onsself gaan bepeins, wat beteken die woord wat goed doen werklik waar is. Maar my broer en suster, so word die slegte saad ook geoes. Dit word nie net daar laat lê nie. Die slegte saad word ook by mekaar gemaak. Hulle praat van
God is 'n God van liefde. God sal nooit so iets doen nie. Hoe kan God so 'n teologie verkondig? Hoe kan God so 'n evangelie verkondig? Dit kan nie waar wees nie. Maar my broer en suster, daar dieselfde God wat vir ons sy woord geskryf het ook gesê dat in daardie dag sal hy sê, en bring daardie vyand wat nie wil hê ek moet koning oor hulle wees nie, en kom slaan hulle voor my dood. Daardie God van liefde wat die woord van die Here vir ons van vertel. Joël 3 vers 12 tot 14 skryf ons die gedeelte waar die Here die nasies opdrag gee om by mekaar te kom, want hy sal daar sit in die dal om beslissing te hou. In die dal van Josafat sal hy sit om beslissing te hou oor die nasies. Hy het opdrag gegee dat hulle moet by mekaar kom, want in die dal van Josafat gaan hy beslissing gee oor hulle. Hy het iets wat hy met hulle moet meedeel. Hy moet vir hulle meedeel dat wie die werklike God op hierdie is wat die hemel en die aarde geskape het. Hy moet hulle dit van aangesig tot aangesig dit meedeel. Hy sê in daardie dag sal hulle beskaamd staan oor hulle inkomste. Hulle sal verleë wees voor die troon van God. Hy sal vir hulle sê, hulle het hulle uitgeput sonder om baat te vind daarby, want hulle het valslik die woord van God verkondig. Dit is in daardie dag wat Spreuke 22 vers 8 sal waar word. Wie onreg saai, sal onheil maai. As ons na onsself kyk en ons vra onsself die vraag af, as ons lewe ondersoek, nou wat ons nou in lewe, het ons teëspoed? Dit gaan nie altyd finansiëel so goed nie. Gesondheidsgewys het ons ook nog dalk hier en daar 'n probleem. Maar in al hierdie probleme wat ons het, kan ons daarin juig en jubel voor die Here? Kan ons daarin sê dat God is nog my God? Kan ons soos 'n Job standvastig wees en bly staan voor die Here? Of ons skop ons daarteë? Kom ons lees net vinnig wat sê die woord van die Here vir ons in Habakuk. Habakuk 3. Dit is vir my so 'n wonderlike gedeelte wat hy daar vir ons skrywe. En ek gaan dit maar lees as ek daarby kom. Hy sê dan vir ons in Habakuk 3 vanaf die 17de vers. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van herte. Hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op snaarinstrumente. Daai jubel beteken, in die oorspronklik beteken, ek sal opspring in uitermate vreugde. Alhoewel daar geen vrugte aan die bome sal wees nie, die saailande is leeg, alles is klaar, daar's niks om te eet nie, en nogtans skryf die profeet, ek sal jubel in die Here, want hy weet die Here is besig om iets te doen. Dit is hoe jy sal weet, my broer en suster, of God besig is om iets in jou lewe te doen, en of jy maar net besig is om die oes in te bring wat jy gesaai het. Jy sal die vreugde van die Here binne in jou smaak, wanneer die Here besig is met jou. Romeine 3 vers 23 sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood. En nou die dag toe lees ek iets anders wat ook baie interessant is. Dis 'n plakkertjie agter op 'n motor
wat sê, ten spyte van inflasie, is die loon van die sonde nog die dood. Ten spyte van inflasie, het die loon nog nie verander nie. Die prys is nog dieselfde. My broer en suster, en in daardie dag, sal dit ook nog dieselfde wees. Maak nie saak wat met inflasie gebeur nie. Romeine 2 vers 5 wat ons ook gelees het, ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerde hart, vergader jy vir jou 'n toren in die skat in die dag van die toren van die Here. Dit wat ons vir ons bymekaar maak hier op aarde. En my broer en suster, daardie oestydse dag is vasgelê. Hy is klaar daar. Hy sal 100% op tyd wees. Die dag wanneer jou grasietyd verby is, daardie dag sal jou oesdag aanbreek. Daardie dag sal vir jou gesê word, bring in jou oes, dat ek sien, wat het jy om voor te lê. Gaan ons in daardie dag dalk 'n skat van toren van God af ontvang? So maklik versmaai ons die genade van God wat oor ons is. Ek wil vir julle net wys daarop in Matteus 25 vers 30 sê hy, ek lees net so 'n kort stukkie, en werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis. Jy kan daardie gedeelte by jouself gaan lees. Let op die woorde, werp die nuttelose dienskneg. Nie die nuttelose vyand, of die nuttelose die, of die nuttelose daai nie. Werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis. Hy was nutteloos gewees. Is ons nutvol vir die saak van die Here? Is ons nutvol in ons lewenspatroon in die werk van die Here? Hoe staan ons saak met die Here? Of maak ons vir ons 'n skat bymekaar van toren in die dag van toren van die Here? My broer en suster, ek wil vir u vertel van 'n man wat die Bybel vir ons van vertel. As hulle hom ergens op 'n prentjie uitbeeld, dan beeld hulle hom altyd uit met net sulke spiere op sy lyf. Sy naam is Samson. Maar ek wil vir u sê, my broer en suster, dat ek het rede om te glo dat Samson was 'n doodnormaal geboude man gewees. Doodnormaal was hy gebou gewees. Want die woord van God sê vir ons, as die gees van die Here op hom gekom het, het hy opgetree. En hy het hekpoorte uitgeruk, uit hulle grendels uit, en hulle opgedra tot bo op die berg en daar neergegooi, en daai stad het nie eens kans gesien om hulle af te sleep nie. Hierdie Samson wat die Bybel vir ons van vertel, hardloop die veld in en hy gaan vang 300 jakkalse. Kan u dink hoe het hy hulle vasgehou? Ons vra nie hoe het hy hulle gevang nie. Hoe het hy hulle gehou vas? En op daardie stadium toe hy hulle gevang het, toe breek oesdag vir die Filistyne aan. Die graan was ryp, dit moes geoes geword het, en hy jaag hulle met brandende fakkels tussen die graan in. Oesdag het aangebreek vir die Filistyne. My broer en suster, ek met my haas verskoon tog. Maar in elk geval, in daardie dag, breek oestyd vir die Filistyne aan. En hierdie man Samson, hy gaan voort, en hy breek al wat 'n tou is, wat hulle hom mee vasbind. En hierdie man Samson het vir Israel 20 jaar lank gerig en geregeer. Hy het uitgegaan en hy het die werk van die Here gedoen, en hy het stelselmatig in sonde verval. Tot op 'n dag wat hy gesê het, en hy het sy geheim aan die vrou geopenbaar gemaak, en jy moet let op die gevaar van hierdie saak nou. Hy het gesê, ek sal uitgaan, net soos ek die vorige keer uitgegaan het, en die skrif sê verder vir ons, maar hy het nie geweet, dat die gees van God van hom gewyk het nie. Hy het dit nie geweet eers nie, my broer en suster. Hy het te lank met die grasietyd van God gespeel. Ek glo dat Samson se oë het deur sy vyande gekyk. Want dit was die eerste ding wat hulle vernietig het toe hulle hom gevang het. Hulle het hom blind gemaak. Laat ons nie met die grasietyd van God speel nie, my broer en suster. Oestyd sal 100% op tyd wees. Ek wil in skrif hier met julle lees in Genesis 15 vers 16, en u sal verskoon dat ek 'n bietjie haastig gaan, want die tyd is besig
om ons in te haal. Genesis 15 vers 16, en u moet nou oplet na die volmaakte beplanning en die harmonie wat daar in die skrif van God is. Hy sê daar vir ons, en die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. Die 4de geslag sal terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite moes eers vol geword het. Dan sien ons in die gedeelte in Josua 3 vers 15. Josua 3 vers 15. Toe hulle daarso die land intrek, toe sien ons dat dit was 100% in oestyd gewees. En net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek terwyl die Jordaan vol was, tot op sy walle, al die dae van die oes. En so gaan hy verder aan. Dit was in oestyd. Die sonde van die Amorite was vol gewees. God het vir Israel gesê, gaan haal af daai oes. Daar is oesdag vir hulle wat aangebreek het. Daniël 9 vers 24 sê vir ons dat die goddeloosheid moet voleindig word en die maat van hulle sondes moet vol gemaak word. Dan breek oesdag ook daaraan. Markus 4 vers 29 sê vir ons, wanneer die vrugte toelaat, steek hy die sekel in. Israel trek in die oestyd in die land Kanaan in. 1 Samuel 6 vers 13 sê vir ons, dat dit was op oesdag gewees, wat die ark teruggestap het met die osse van die Filistyne af terug na Israel toe. Die Here Jesus sê vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes, ander geslag, maak dan die maat van julle vaders vol. Matteus 23 vers 32. Hy sê, kom maak vol hulle maat, sodat oesdag vir julle kan aanbreek. En 70 jaar daarna, toe breek oesdag vir hulle aan. Spreuke 20 vers 41 sê vir ons, in die herfs moet daar geploeg word. Die luiaard ploeg nie in die herfs nie, en in oestyd is daar vir hom niks nie. Is daar niks voedsel vir hom nie. As ons nie nou ploeg in hierdie lewe wat ons nou in is nie, sal ons die dag wat oesdag aanbreek, sal ons niks kry nie, my broer en suster. Ons is ontrent op oestyd. Oestyd het ontrent vir ons aangebreek. Maar die nasies se sondes moet volbring word. Die oomblik as die nasies se maat volgemaak is, daardie dag sal oesdag aanbreek. As ons kyk hoe hulle God uittart en sleg maak en sy volk mishandel, my broer en suster, is hulle maat vinnig besig om vol te word. Daardie dag sal God sê, bring hulle by mekaar in my skuur, die goeie saad. Gaan ons daar wees? Gaan ons daardie dag met gejubel saam met die Here in sy skuur wees? Openbaring 3 vers 21 sê dat hy wat oorwin, sal saam met my sit op die troon. Lukas 22 vers 28 tot 30 moet ek ook vir u lees, my broer en suster. Dit is so'n groot bemoediging en ek hoop dit gaan ook nog op die band inkom. Lukas 22 vers 28 tot 30. En dit is julle wat altyd deur by my gebly het in my versoeking. Dink net aan die dag as God hierdie woorde vir u persoonlik sê, my broer en suster. Hy sê daarso, en dit is julle wat altyd deur by my gebly het in my versoeking. En ek beskik vir julle 'n koninkryk, soos my Vader dit vir my beskik het, sodat julle kan eet en drink en aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die 12 stamme van Israel te oordeel. Sodat ons by hom kan sit, saam met hom kan eet en drink en saam met hom op sy troon sit en saam met hom heers en regeer. 2 Timoteus 2 vers 11 sê vir ons, want as ons met hom gesterf het, sal ons met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. Is ons verdraagsaam? Hy sal sy engele uitstuur na al die windstreke van die aarde toe, die 4 windstreke toe, om sy uitverkorenes te gaan by mekaar maak, om hulle in te bring in sy skuur. Spreuke sê op 'n plek vir ons, dat selfs as jy net sou glimlag, sal jy jou loon kry.
Selfs as jy net met 'n glimlag rondloop, net vriendelik is, sal God jou seën. Wat is so moeilik daaraan om te seën, om 'n glimlag te gee, om geseën te word, my broer en suster? Ek wil vir julle iets anders te vertel, dit sal ongelukkig nie op die band opkom nie. In die tyd toe ek 'n kind gewees het, was brandstof by motors maar altyd 'n probleem gewees. Baie keer het jy langs die pad iemand gestuur, dan staan hy daar met 'n kannetjie. Dan wil hy 'n bietjie brandstof hê. Toe het 'n persoon eendag gegaan en hy het vir 'n persoon 'n kannetjie brandstof gegee langs die pad. En die man wil hom betaal, toe sê hy, nee, ek wil nie geld hê nie. Hy sê, vat daai kannetjie en maak hom vol brandstof, en as jy iemand anders te kan help, dan gee jy vir hom hierdie kannetjie brandstof. Hy is daar weg. Hy het nog 'n kannetjie brandstof van bymekaar maak en weer dieselfde gedoen. En eendag toe staan hy self langs die pad sonder brandstof. En hier hou 'n man by hom stil. En hy gee vir hom 'n kannetjie brandstof en hy wil hom betaal. Hy sê nee, moet my nie betaal nie. Dit was omtrent 7 jaar daarna gewees. Hy sê nee, moet my nie betaal nie. Vat daai kannetjie brandstof en maak hom vol brandstof. En as jy iemand anders te kan help, dan gee jy dit vir hom. Toe was dit sy eie kannetjie brandstof wat hy na 7 jaar weer teruggekry het. Hy het gegaan en het 'n glimlag vir die wêreld gegee. Hy het gegaan en het 'n glimlag vir iemand gegee. En daardie persoon het dit ontvang en hy het gegaan en het 'n glimlag vir iemand anders te gegee. En daardie glimlag het gegaan en vrug gedra en vrug voortgebring. En die dag as hy voor die meester staan, die dag as hy voor die koning staan, as oestyd aangebreek het, dan het hy saad om in te bring in die skuur van die koning. Amen. Ons buig ons hoofde.